Okay, so ek het nou vergeet om die begin te rekord. Ons het 1.1, 1.2 en 1.3 gedoen en hierdie is 1.1.3 se memo. Check gou daarna. Die res is peanuts, so ek hoef dit eers te verduidelik nie. Kan ek klein maak? Ja, Christian? Lara? Ja, Lara? Johan. Okay, nou, uh kan iemand my net gou-gou 'n bietjie touwys maak? Wat is belangrik as jy 'n vergelyking sien met 'n wortel in? Wat is 'n Jy moet belangrike ding? kwadreer aan albei kante. Yes, ons moet kwoteer aan albei kante en dan gaan ons dalk wat doen? 'n Antwoord inbring. Op hierdie stadium is die hoogste x wat ons is x mag 1, so ek is veronderstel om een antwoord te hê. Ons gaan dalk eindig met twee antwoorde, so jy gaan dalk nie dalk en jy gaan definitief albei antwoorde moet toets. Een word gewoonlik geëlimineer. So kom ons kwadreer gou albei en dan doen julle gou die res van die som. As ek die linkerkant kwadreer dan lyk dit so. As ek die regterkant kwadreer dan val die wortel net weg. Nou los gou daai vergelyking op en dan toets jy albei antwoorde. ek het 'n -2. Wat ons kyk. -2 plus 5 is 3. 3 maal 'n minus 3 maal -2 is 6 plus 3 is 9 se wortel is 3. Ja, -2 werk. Okay. Hoe het jy dit gedoen, Christian? Calculator. Het jy nou net Solve gesê X. solve x op jou kalkulator? Ja. Nee, jy mag dit nie doen nie. Werk dit uit sonder daai kalkulator. Daai kalkulator is vir jou 'n probleem. X kwadraat plus 10x plus 25 is gelyk aan 3 minus 3x. Ja, is die punte. Dit help jy net kry antwoord nie, soos punte hierso. Okay, maak dit geklaar van daar af. Baie maklik. Ek het twee antwoorde en een gaan elimineer. Wat is oom nou daar in die wou daar agter of hoe? Hoor jy wel. X 11 2 plus x is minus 11 of minus 2. Toe gaan toets ek minus 11 toe sê ek dit werk hier. Nou skryf ek net nie van toepassing daarna kies en dan dit wil sê x is minus 2. As jy minus 11 hier instel, minus 11 plus 5 is 'n minusgetal en jy kan nooit die vierkantswortel van enige getal vat en 'n minusgetal kry nie. Okay. Behalwe as jy met imaginêre getalle werk. Wat is 'n imaginêre getal? Nee, vader weet. Wat is wat is imaginêr in Engels dink jy? Maar oom, as ek nou -2 instel dan... Imaginary. Imaginary getalle, getalle wat nie Ja. bestaan nie. So as jy nou wiskunde doen na skool, Christian, dan werk jy met getalle wat nie bestaan Ai, nie. ek van alle mense wat wiskunde na skool doen. Ja. Y kwadraat. Okay, jy kan nie glo dis in 'n graad 11 vraestel nie, maar dis net 1 punt want hulle wil jou heads up gee om die volgende 5 punte te doen dalk. Maar jy kan die volgende 5 punte op verskillende maniere doen. So okay.
Ek gaan nie vir julle dit faktoriseer nie. Julle of dink julle kan dit nie faktoriseer. Almal kan dit doen. Nou, dis nie dit. Nou, ja, ek gaan dit eers gebruik in die volgende som nie. So daai het almal gedoen en almal het dit reg, né? Hallo? Johan, Mooi. Ja, So Karin, jy het mos nou eksamentuie gekry, né? ja, Ja. Jy kom ook na my huis toe slag. ja, Nee. In punt 2.2. Vervolgens of andersins. Dit beteken vervolgens beteken gebruik nou net wat jy gedoen het en inkorporeer dit in die som. Of andersins beteken just do it the normal way. Nou ek gaan nie bother met wat ek nou net gedoen het nie, want dit voel vir my asof amper die som moeiliker gemaak het. Nou. Of nie moeiliker nie, die mekaar. Ek gaan net eenvoudig hierdie gesamentlike oplossing oplos. Nou, doen dit gaga. A plus 3x is 2. Gebruik daai vergelyking en dan stel jy dit in die ander een in en dan los jy vir x en y op en dis 5 punte. Gewoonlik is dit 6 of 7 punte in die eksamen. Jy mag die vervolgingsmetode gebruik, met ander woorde wat jy nou net gedoen het. X sou nie reg baie of nie. Ek sê vir jou wys wat hulle bedoel het. Maar dit maak dit vir my makliker. Weet julle wat om te doen, hè? Johan, Ek maak uit die onderwerp, dan stel ek 1 in 2. Lara, jy weet ook wat om te doen, hè? Johan is klaar. Okay. Rarig. Was dit so? Ja, Minus 12x is gelyk aan 12. toch. X is min 1. Dit wil Ja. sê y is gelyk aan 2 minus 3 maal min 1. Het julle y is 5? Ja, Al kry almal dit. Een waarde vir x, een waarde vir y. Né? Johan, Okay, hoe het hulle bedoel om dit anders te doen? Andersins. Gaan terug hiernatoe. Wat sou jy nou shortcut gedoen het van hier af, dink jy? Wel, ons weet dat y kwadraat minus 9x is dit, né? Ons het dit nou net gefaktoriseer. Nou, so daar's my eerste vergelyking. Whatever dit is. Of jy kan dit maar net so hou. Dan sê hulle ook vir ons, kyk gou mooi, hulle sê ook vir ons dat y plus 3x is 2. Dit wil sê 16 is gelyk aan y minus 3x. En kyk, daai ding is mos so 16. En dan in plaas van y plus 3x kan ek 2 skryf. Dan deel ek dit weg. 8 is gelyk aan y minus 3x. Nou, sien jy dit? Johan, Okay. So 8 plus 3x is y en y is gelyk aan 2 minus 3x. So 8 plus 3x is gelyk aan 2 minus 3x. En uit kan jy sê dat 6x gelyk is aan min 6. X is min 1 en dan is
y gelyk aan 8 plus 3 maal min 1 en dan is y 5. Maar dis nie vir my regtig korter as wat ons gedoen het nie, né? Dit voel actually langer en moeiliker. So die vervolgingsmetode is vir my moeiliker. Nou, happy? Ja. Right. Dan is daar nog eksponentvergelykings en uitdrukkings. Ek gaan gou toe gaan. Ek skiep net so een maklike vraagie. Okay, one at a time. 2-2. Daarso. Steek jou hand op as jy klaar is. Ons gaan nou met rye werk. Ek is oor 2 minute terug. Kyk sommer of jy 2-3-1 ook kan doen. Okay, wie kon 2-2 reg kry? Hæ? Karin? Ek het net aangegaan na die res toe, ek kon nie dit doen nie. Okay, en Karin en Lara? So bietjie. Wat is 10 tot die mag x plus 3 as 10 tot die mag x gelyk is aan 1,5? Wel, daai is net 10 tot die mag x maal 10 tot die mag 3, né? Ja. En 10 tot die mag x 1,5. En dan maak ek dit sommer met my calculator. Dan kry ek wat? 1500. Want 10 tot die mag 3 is 1000. So dis 1,5 maal 1000. En dis 1500. Huh? Ja. Ja. Nou, los 2 tot die mag x is gelyk aan 0,125. Dis 'n substandard vergelyking. Dis 'n graad 10 som. Dis hy nie kry nie. Né? Fact gou. 0,125. Kan dit fact? Dis 'n 8ste actually. So dis nie eens nodig om met 'n fact nie. 1 op 8, né? Ja. So 2 tot die mag x is gelyk aan 2 tot die mag 3 wat opgeskryf word, dan is dit en dan Minus is 3. x min 3. Okay, dis too easy. Moet dit eers verder skryf nie. Nie een van julle onderwysers sal so som in 'n graad 11 verlosstel van nie. Dis te maklik. Jy sal eerder daai ene kry. So los x op, dis meer die som wat jy gaan kry. So 0,5 tot die mag x en dan die maal die vierkantswortel van 1 plus 9 op 16 en dit sê gelyk aan 10. Okay, go. Daar is 'n meaty som. En dan gaan ons aard van wortels toe en dan waarskynlik in patrone ingaan, ja.
Weer eens jou hand op as jy klaar is. Is jy al by die huis, Lara? Joe, Nogie. nee, ek is oom. Okay. Bly jy naby aan die? Ek bly so 15 minute weg, welgedag. Okay, het hom Christian, mooi. Het jy 0,5 verander in 'n half, né? Ja. En toe tik jy sommer net daai in jou kalkulator in. Ja, en toe kry ek -3 weer. -3. Ja. Ek het ook Nee dit man, aan. tik gou 1 + 6 op 19 in jou kalkulator. Dis 25 op 16. O, ja, maar ons praat van die antwoord. Ja, die antwoord. O, die antwoord. Okay, ek soek die stappe. Die vierkantswortel van 15 op 15 25 op 16 is 5 op 4, né? Ja. Okay, en dan kry jy 8, né? Ja. Ja. En dan is 2 tot die mag min x is 2 tot die mag 3. X is -3. Mooi. Shot. Okay, nou gaan ons gou twee sommetjies doen met aard van wortel in. Is actually baie punte vir dit. En ek kan nie sien dat dit is nie verstaan so baie punte te wees nie. Nie 5, nie 3.2 nie. Okay, anyway. Eerste vraag. Vir watter waarde of waardes van m in die vergelyking 2x sakkie x plus 1 plus m is gelyk aan x, sal ons nie hierdie hele wortel sê. Delta met klein Delta is b kwadraat minus 4ac en nie reëel beteken delta is kleiner as 0, né? Ja. Okay, go. Ek sal jou help as jy nie uitmaal nie, om uit te maal. En dan te groepeer. Né? Oom, as jy minus mos oorvat, dan draai die dingetjie om. Waar is die dingetjie? Daai kleiner as groter as ding. Jy het almal dit, né? Ja? Ja. En dan delta is gelyk aan b kwadraat minus 4ac. En dit is 1 kwadraat minus 4 maal a maal c. Is dit 2x-ie? O, ek sien. Never mind, sorry. Ja, a is 2. Ja. O, maar 2 minus 1 is 1, né? Ja. Okay. So dit wil sê 1 minus 8m moet kleiner as 0 wees, né? Nou jy kan die dingetjie omdraai, Karin, of jy kan net die 8m oorgooi. Dan lyk hy so. Dan is deel jy met 8 aan albei kante, dan is m groter as 8. So is dit net as jy maal met 'n minus of deel met 'n minus wat? Maar kom ons sê jy die minus 8m aan die een kant gehou en die 1 oorgegooi, né? Dis wat jy gedoen het. Ja. Nou deel jy met minus 8, dan ruil die tekentjie om. Okay. Maar dis dieselfde antwoord, kan jy sien? Daai twee antwoorde is presies dieselfde. Die mondjie gaan na m toe, né? O ja. En daar is die antwoord. M is groter as 8ste. Aanhou uit. Great. Kan ek dit klein maak? Ja. Christian en Karin. Ag, Lara. Joe,
Ja, Dis toe. oom. Right. Okay, nou is daar 'n interessante som. Vir 5 punte en hulle wil weet vir watter waarde of waardes van x is daai fx nie gedefinieer nie. Dis dieselfde as ongedefinieerd, né? Wat beteken nie reël? Nie reël beteken die vierkantswortel is 'n minus onder of delta is kleiner as 0. Ongedefinieerd of nie gedefinieerd beteken ons deel met 'n 0, né? Ek kan ook nie sien dat dit 5 punte is. Dan moet jy nie net 5 minus x kwadraat gelyk stel aan 0 nie. Kleiner as 0. Mm. Daar is die antwoord. Maar okay, jy moet dit nou oplos, né? Maar hoekom kleiner as 0? Ag, sorry, gelyk aan 0. Mm. Mooi, Karin. Ons sien. Right, dan gaan jy. Faktoriseer. Doen jou ding of los x op. Dit kan nie 5 punte wees nie, dis 'n fout, dit moet 3 punte wees. Een vir dit en dan die antwoorde. As jy nie kan faktoriseer nie, think out of the box of gebruik die formule. Nou, right, met antwoorde? Nog een. Een metode lyk so. Ander metode x kwadraat minus 5 is 0. Minus deurgemaal in 1, aan 1 het oorgegooi. En dan vat ek hierdie kant plus minus die vierkantswortel van 5 is x. Dan is jy klaar. En hierdie kant lyk so. X minus wortel 5, x plus wortel 5. So x is minus wortel 5, plus wortel 5 of minus wortel 5. En dis dieselfde antwoord as daai. Dit kan nie 5 punte wees nie. Dis max 3. Okay, ons gaan nou oor na ry en patrone toe. Is redelik vars in van julle se geheue. So ek gaan jou los om die hele som te doen en daarvoor gee ek jou laat 8 minute. Ek weet ek gee jou nooit 8 minute nie. Ja, oom toets regtig my Is tyd. goed. Ja, maar ek het nou al probeer dat jy vinniger dat jy ekstra tyd kry, né? Ek weet, wat het mamma gesê? Nee, jy moet harder leer. Okay. Goed dan. Okay, ek gaan sê ek sal kyk of ek vir 'n timer kan insit. As ek dit kry, weet jy hoe nie. Apps. Ja. I don't know. O, hierso. Time remaining. Ja. Meeting duration. Nee, timer app. Wonder of jy dit kan sien. En ons gaan dit 8 minute maak. Start. Share. All participants. Sien jy die timer nou? Yep, Great. dankie oom. Jy by die hele som 411 tot 414 klaar maak.
As jy voor die tyd klaar is, laat my net weet. Mooi, Karin. Met almal. Ja. Smart. Die res van julle steek julle hande op as julle klaar is. Christian. Ek het net gesukkel met die laaste ene. Ja, die laaste ene het seker die endeterm nodig. Jy moet beloon na die endeterm wat hy vir jou gee. Okay. Kom jy reg, Lara? Behalwe miskien met die laaste ene. Wat kind of ek weet ook nie wat om te doen daar nie, want ek het nog niks uitgewerk nie, maar dit kan dalk 'n snaakse verduideliking wees. Ek sal nie big stress oor dit nie. Maar dis niks, dis net woorde wat jy moet gebruik. Kan ek jou help met iets, Lara? Is reg gewoon? Is jy klaar? Ja. Okay. Daar's 'n patroon. Ek weet nie watter metodes julle gebruik nie. Van julle doen net dit. Eers, en dan kry jy 5 en 5. Nou, en dan van julle sê dan A is daai getal en A plus B is daai getal. So Tn is gelyk aan An plus B, Tn is gelyk aan 5n plus 2. En Lara, jy sê Tn is gelyk aan A plus n minus 1 mal D, en jy kry dan 7 plus n minus 1 mal 5. En dit gee vir my 5n en 7 minus 5 is 2. Nou, Ja. so jy Ja. kry dieselfde antwoord op verskillende maniere. Nou. Okay. Okay, dit antwoord nog nie 411 nie. 411 sê sit net 5 by, so dis 22 en dan 27, né? Ja. En dan die algemene patroon het ons klaar gedoen. En dan vra hulle bepaal of 5 tot die mag 12 in term van die patroon sal wees. En dan doen julle almal die volgende. 5n plus 2 is gelyk aan 12 tot die mag 5, né? Ja.
Nou wat die Joos, hoekom gaan ons net 'n kalkulator gebruik nie? Ek kan gedog dis nou interessant. 12 tot die mag 5 is gelyk aan minus 2 is gelyk aan gedeel deur 5. En dan kan ons n is gelyk aan 49766. Dit wil sê 5 12 tot die mag 5 is 'n term. Dis term 4949766. Nou, Ja. daai is 4.1.3. Ja. En dan verduidelik waarom enige positiewe getal wat in 'n 2 eindig deel van die patroon sal wees. Tn is gelyk aan 5n plus 2, 4.1.4. Daai moet ons kan help. Hoekom sal enige getal wat in 'n 2 eindig deel van die patroon wees? As jy enige n insit, dan kry jy 'n veelvoud van 5. Nou, Ja. okay. So as ons enige n nou is daar time up. Kom ons stop nou 'n stupid timer. Enige n is 'n veelvoud van 5 plus 2. Nou, so ons het 5 plus 2, 10 plus 2, 15 plus 2, né? En enige kom ons doen dit. Enige ewe getal. Enige ewe getal of termnommer en is 'n veelvoud van 10, want dis 5 maal 2, 5 maal 4, 5 maal 6, is 'n veelvoud van 10. So as jy 2 insit, kry jy 10. As jy 4 insit, kry jy 20. As jy 6 insit, kry jy 30. So dit is alles veelvoude van 10. En as ons 2 bytel, kry ons altyd 'n getal. Dink gewoon nou, wat deel met 2? Want 10 plus 2 is 12, 20 plus 2 is 22 en dan kry ons 32 en dan kry ons 42 en dan 52. Al daai getalle is deelbaar met 2, né? Nou. So hulle gaan altyd eindig met 'n 2. Maar oom, deel jy nie met 5 as jy die ding uitwerk nie. So moet dit nie deelbaar wees deur 5 nie. Verduidelik waarom enige positiewe getal wat in 2 eindig deel van die patroon sal wees. Enige positiewe getal wat in 2 eindig is 'n ewe veelvoud van 5 plus 2. So elke liewe getal wat met 'n 2 eindig sal in daai patroon wees. Hoekom? Want dis 'n ewe veelvoud van n, so dis term nommer 2, dis term nommer 4, dis term nommer 6, dis term nommer 8, né? Ja. Okay. Nou gaan ons nog 'n patroon doen. Nou as jy nou vet raai vat, as jy nou 2 vrae kry in die eksamen, né? Ons gaan eers dit doen. Ons sê jy kry twee vrae, dan sal een lineêr wees en een sal kwadraties wees, né? En dan iets interessant. Okay, so hierso is 'n 1 punt, 'n 5 punt en 'n 4 punt. Nou die eerste een is maklik. Ons skryf net die volgende term patroon neer en dan gaan jy gou vir my die ende term kry en dan try jy gou daai nou en dan gaan ons weer op ons 8 minute timer gaan. Probeer dit net geoor doen. Nee. Ek probeer nou hier stop. Daar stop ons hom. Dan staat ons weer 8 minute en dan share ons met almal. Ja. Julle sal weer klaar wees voor 8 minute.
Hoe gaan dit hier? Dis 6. vir die laaste een. Okay, great. Lekker goed. Twee girls, hoe doen julle? Oh, Ek so Karin. klaar. Ek het nou net So opgemaak. klaar. Okay. Kom ons kyk net of ons almal by dieselfde plek uitkom vir die begin. Ek gaan nou worry oor die volgende twee terme. Daar is 'n 10, daar is 'n 8, daar is 'n 6, 2, 2. Dan is 2a gelyk aan 2. 3a plus b is ek kan beter dit doen. Is 6 en dan a plus b plus c is 3. So a is 1, b is 3 en c is min 1. Is dit korrek? Onthou om Tn is gelyk aan a kwadraat plus bn plus c te doen en jou antwoord te toets. Jy maak dalk 'n fout. N kwadraat plus 3n min 1. Kom ons sit gou nommer 3 in. Kry ek 9 plus 9 is 18 minus 1 is 17. So daai ene term is reg. En daarvoor kry ek 5 punte. sien julle? Daar's niks punte in dit nie. Ek weet nie hulle 5 punte daarvoor gaan gee nie. Het julle dit? Wie het dit reg? En nou gaan ek net 'n eenvoudige 5 insit met my calculator. Wat kry ek dan? Ek kry 39, né? Hallo? Ja. Ja. So 'n calculator 5 kwadraat plus 3 maal 5 is 25 plus 15 wat 40 is minus 1. Anyway, daar's net 1 punt vir die 39, so jy kan maar net die antwoord skryf. Bepaal die waarde van die eerste term wat groter as 269 is. Nou, al wat ek gaan doen is n kwadraat plus 3n min 1 is gelyk aan 269. Nou, n kwadraat plus 3n. Jy kan hom maar groter as daar of gelyk aan doen, né? Minus 268 is 0, né? Wie van julle het dit gedoen? Hoe is dit 268? Ek het daai gedoen wat oom nou gesê het. Ag 26 270. 7. Ja, Ja. 270. Okay, mooi. 270. Ek dink jy het kan faktoriseer nie nou. Nee. Kan dit? Ja, Wat ek het daai ander ding gebruik. ja. Okay. Minus 3 plus minus 3 kwadraat minus 4 maal 1 maal minus 270 op 2 maal 1. Toe wat kry Karin? Nee, ek kan dit verkeerd. Hallo? 1 is gelyk aan 3 is gelyk aan minus 270. Dan kry ek 15 of minus 18. So 15 is presies gelyk aan dit. Die eerste term groter, dit wil sê term 16. Want minus 18 is nie van toepassing nie. Jy kan nie met 'n minus 18 termnommer werk nie, né? Vang jy dit? Ja. ja. Ek kyk of er nog iets is. Ek dink ons kan stop van die vraag stop hierso, né? Ag, dank Vader. Hey, ek gaan vir Karin 'n ekstra sommetjie doen. Nee. Ja, Karin, dank Vader. Nie nog nie. Hæ? Nie nog nie. Dis sommer net 'n paar sommetjies wat ons gedoen het. Kyk, dit is Karin is uiters moeg. belangrik dat jy die eerste gedeelte van elke vraestel reg kry.
En dan kom die grafieke en dan die finansiële wiskunde en dan die waarskynlikheid. Okay, jy mag exit. Ek sien jou weer. Baie Bye bye. Bye oom. Dankie oom. Okay, Dankie oom. kan julle